Vir byna 50 jaar het die Italiaanse industriële duikbedryf in water gevaar wat op sy minste troebel was. 'n Situasie wat nou finaal verander het op 26 Januarie 2026. Dit is 'n kritieke grens tussen 'n, kom ons sê, bewoë verlede en 'n uiteindelik gereguleerde toekoms. Miles, vertel ons van hierdie onderwater wilde weste wat bestaan het voor daardie datum. Dit is inderdaad 'n uitstekende analogie, Clara. Vir amper 50 jaar het die Italiaanse industriële duikwêreld staatgemaak op ministeriële dekrete van 1979 wat net vir die haweomgewing bedoel was. Buite die hawens het daar 'n totale wetgewende vakuum bestaan. 'n Vakuum, dit klink asof enige iemand met 'n duikpak en 'n tank hulself industriële duiker kon noem sonder enige werklike beheer. Dit is 'n wilde weste, maar dan onder die water. Presies. Dit was 'n improvisasie wat die lewens van werkers en die wetlike sekerheid van maatskappye in gevaar gestel het. Baie het gedink 'n eenvoudige ontspanningssertifikaat of 'n private sertifikaat of selfs 'n OTS-kursus vir die haweomgewing was genoeg om as 'n professioneel persoon te praktiseer. 'n Ontspanningssertifikaat? Bedoel jy dieselfde sertifisering wat ek sou gebruik om in die Maldiwe te snorkel, was goed genoeg om pype op 20 meter diepte te swys? Wat 'n grap! Nie heeltemal nie, Clara. En dit is die deurslaggewende punt. Onderwaterwerk is nie 'n stokperdjie nie. Dit is 'n hoë risiko industriële aktiwiteit wat ernstige regulering vereis. Gelukkig het die Italiaanse staat op 26 Januarie 2026 uiteindelik genoeg gesê. Uiteindelik het 'n ranger in die stad aangekom. Wet nommer 9, reg? Wat verander konkreet met hierdie ommekeer in die wetgewing? Wet 9 het vasgestel dat professionele duik 'n komplekse saak is, wat organiese bepalings vereis. Dit is nie meer genoeg om net te weet hoe om onder die water asem te haal nie. Dit is nou verpligting om oor 'n staatssertifisering te beskik wat tegniese, mediese en wetgewende vaardighede bevestig. So, dit het nie uit die bloute gekom nie, vermoed ek. Het iemand reeds die pad gebaan vir hierdie nasionale verandering? Inderdaad, hierdie nasionale wet inkorporeer wat ons by CEDEFOP goed ken as die Sicilië-model. Ons moet onthou dat professionele opleiding in Italië die verantwoordelikheid van die streke is, vir beide gereguleerde en ongereguleerde opleiding. En onder al die streke het slegs Sicilië, met wet 7 van 2016, reeds 'n wet geskep vir aktiwiteite en opleidingslaagte buite die haweomgewing. Dit het bewys dat opleiding gereguleer, beheer en ingesluit moet word in openbare registers wat deur die Departement van Arbeid bestuur word. Sicilië het as baanbreker vir die res van Italië opgetree. Dit is 'n groot wending. So, opleiding moes gereguleer, beheer en ingesluit word in openbare registers wat deur die Departement van Arbeid bestuur word, selfs voordat die nasionale wet gekom het. Presies. En die nuwe nasionale wet plaas juis hierdie gesertifiseerde opleiding in die sentrum. Dit stel die digitale opleidingsloogboek bekend en boal veer die dubbelsinnigheid tussen die wêreld van vrye tyd en die van swaar werk weg. Die digitale opleidingslogboek, dit klink baie minder na wilde weste en baie meer na toekoms. En dit skakel ook met ander wette, vermoed ek. Dit is nie 'n gelukkige eiland op sy eie nie. Presies. Dit is verweef met die gekonsolideerde wet op veiligheid, Regeringsbesluit 81 van 2008. Om vandag 'n professionele duiker te wees beteken om die wet te ken, protokolle te respekteer en opleiding te eis wat die wetlike waarde van 'n openbare handeling het.
Hier word gereguleerde opleidingspaaie van deurslagtige belang. So verander die persoon wat verantwoordelik is in geval van 'n ongeluk ook. Voorheen was dit die werkgewer, reg? Tot vandag toe het die verantwoordelikheid in die geval van 'n ongeluk buite die hawe-omgewing op die werkgewer geval. Nou stel die staatswet die veiligheidskriteria en nodige kwalifikasies vas. Die Wilde Weste is verby, Clara. Die nuwe era van industriële duik vereis bewustheid en kwalifikasies wat geskik is vir die diepte. Dit belyn Italië met alle ander lande in die wêreld waar dit die norm is. Uiteindelik het Italië homself belyn met die res van die wêreld waar dit die norm is. Tot ziens aan die wetgewende vacuum, welkom gesertifiseerde veiligheid. Dit is soos om van 'n poeskoets na 'n hoëspoedtrein oor te skakel. En in die volgende episode sal ons nog dieper in die tegniese hart van die saak gaan. Ons sal sien waarom 'n eenvoudige sertifikaat nie 'n kwalifikasie is nie en waarom die vol van 'n gereguleerde opleidingspad soos die een waarvoor die Sicilië-model voorsiening maak, die hele wêreld se verskil maak vir jou loopbaan en jou veiligheid. Die wet van die Siciliaanse streek stel die metodes vas waar volgens opleidingspaaie gebaseer op internasionale standaarde uitgevoer word. En dit is oop vir almal wat dit uitvoer, het sy in Sicilië of elders. Sodra die inshore en offshore vlakke bereik is, word IDSA-standaarde gevolg soos die wet vereis. Dit sal 'n fascinerende reis wees, Miles. Deursigtigheid is ons eerste stuk veiligheidstoerusting en ek kan nie wag om beter te verstaan hoe hierdie nuwe era werk nie. As die einde van die onderwater Wilde Weste jou nuuskierigheid geprikkel het, deel hierdie episode met iemand wat dalk duidelikheid in hierdie sektor sou waardeer.